Liewe vriende, ons is aan die praat oor Korintiërs. En ons het laasweek die inleidende gedeelte gedoen oor Korintiërs en ek moet my boek kry, ek gaan afmaak. En inleidend het julle nou maar net gehoor waar Korinthe lê en wat so hooligans mense daar was en hoe Paulus die brief toegeskryf het uiteindelik. En dit was die tweede brief wat Paulus al geskryf het, alhoewel ons het kennis van Korintiërs. Dit was sy antwoord op 'n brief wat hy teruggeskryf het wat gesê het ons wil 'n bietjie meer weet van hierdie dinge. En ook Chloe se hy wat van Paulus gesê het, hoor jy, hier's 'n paar dinge in die gang waarvan jy behoort te weet. So dit is wat in Korintiërs, die eerste brief van Korintiërs in die gang was laasweek. Die belangrikste ding wat ek wil hê wat jy moet onthou van laasweek is hierdie. Paulus sê jou identiteit is jy is 'n geheiligde in Christus. Dis jou identiteit. En hy sê jy moet onthou en jy moet vashou aan die geborgenheid wat jy het in Christus. Die genade en die guns en die vrede wat jy van God ontvang het, die vashou, want dit is die basis waar jy die goede aanspreek wat nie in die lewe hoort van 'n geheiligde nie. Jy is 'n geheiligde, so hulle aanspreek, met hulle praat. Maar hy skryf die brief hulle omdat hulle op daai stadium besig is om wille dinge aan te val. En die wille dinge is toe nou waar ons nou die res van die week sal praat, die probleme wat hy aanspreek daarso. So jy is nie eers skielik 'n ongeheiligde nie, jy is 'n geheiligde wat besig is om twak aan te jaag. En dis nie 'n probleem nie. God het 'n plan gemaak met die twak wat ons gaan jaag. Maar jy moet dit in basis doen van solid voor God en vrede hê in hom en weet jy is 'n heiligde in hom. En uit daai basis uitspreek jy goed aan in jou lewe. Dis wat ek wil hê wat jy moet onthou van laasweek. Op sommenders oorwys kan ons sê dat die boek van 1 Korintiërs gaan oor hoe om die hele lewe te lewe en te kyk na alle aspekte van die lewe deur die bril van die evangelie wat Jesus Christus is. En julle sal nou vandag sien as ons begin praat oor die verskillende dinge wat Paulus aanspreek is, hy noem die probleem en hy noem die oplossing en die evangelie is altyd deel daarvan, een van daardie dinge. Dis wat julle vandag sal sien. Ons begin vandag praat met die probleem, die eerste probleem wat hy aanspreek is die probleem van verdeeldheid in die gemeente in Korintiërs, of in Korinthe. En as jy lanklaas Bybel gelees en hoop ek nie vandag het uit die of uitstek tekort nie, want ons gaan deur 4 hoofstukke lees. Dis waar dit bespreek word. So 1 Korintiërs 1 en ons gaan begin by vers 10. Maar ek vermaan julle broeders in die naam van ons Here Jesus Christus om almal eenstemmig te wees en dat daar geen skeuringe onder julle moet wees nie, maar dat julle verenig moet wees in dieselfde gesindheid en in dieselfde mening. Want dit is aan my deur die huisgenote van Chloe bekend gemaak aangaande julle my broeders dat daar twiste onder julle is. Ek bedoel dit dat elkeen van julle sê ek is van Paulus en ek is van Apollos, ek is van Cephas en ek is van Christus. So, eerste probleem wat hy hier van verduidelik is hierdie van verdeeldheid en hy sê ek vermaan julle en vermaan is baie Afrikaanse mense se assosiasie is al soos 'n ek gaan vir nou 'n taai klap gee met die van dis nie die woord van vermaan. Die nuwe vertaling sê ek beroep julle, ek pleit by julle. Appeal is 'n ander ding. Appeal sê nie kom hier nie, appeal sê sal jy asseblief nou kom. En Paulus sê ek pleit by julle. Wees asseblief eenstemmig. Dis 'n ernstige saak hier. Eenstemmig beteken presies wat die woord sê. Een stem. Almal praat in een mond as wat een stem is. Dis wat hy sê wat ek vir julle soek. Daar behoort eenheid te wees in julle gesindheid en in julle oortuiging of julle mening. En gesindheid is in Engels die term in the same mind. So dit is die manier ons dink. Daar moet eenheid wees in die manier ons dink. Nog beskrywings van mening is opinie of doel. Ons moet in een mond kan praat oor wat die gemeente se doel of oortuigings of opinie is. Dis wat behoort te wees vir ons maar reg. Nou hoekom is die lot van Korinthe so verdeel? Hy sê want elkeen
van julle nou gaan staan en julle gunsteling prediker kies, en nou staat en stry julle oor wat is nou die beste van die doen. Okay? Nou Paulus neem aan was so spreker, dalk soos ek gewees, maar baie is ongelyk en hy af tot die kerk begin dans, so baie het baie volgers gehad. Apollos was 'n baie charismatiese spreker, en hy is 'n Jood van Alexandrië gewees, hy was dik geleer, baie van die Bybel, van die geskrifte geweet, en hierdie charismatiese spreker, en baie is gevolg en meer van sy stel gehou. Cephas is die apostel Simon Petrus, en hy sê hy klomp aanhangers gehad, en nou sê Paulus nou maar, hier is nou hierdie blokkie van ons, die drie van ons nou, en nou gaan staan julle in die stryd oor, wat is nou die beste hierso. En soos ons in hoofstuk 12 nog sal sien, die belangrikheid van eenheid in 'n gemeente julle is dat die gawes wat moet funksioneer, is tot ons voordeel. So hierdie gemeente is besig om seer te kry, so, want almal trek sy eie rigting. Net terloops, ek dink nie hier is 'n gedeelte waar mense kan sê, want ek weet baie mense sê dat jy kan nie, daar mag nie verskillende denominasies wees nie en al sulke dinge nie. Ek dink nie so nie. Die enigste rede in my kop wanneer jy so sou kon dink, is as jy dink jy het 'n denominasie of kerkie of whatever jy jouself wil doen, want ons is nie deel van 'n denominasie nie, is die eerste regte ding. Want dan moet die ander bykom soos jy dit wees op eenheid nie. En dit gaan dapperder manslik vat om te sê ons is enigste reg is. Okay, so wat is die probleem hierso? Ons gaan aan met die storie. Van vers 13. Is Christus verdeel? Is Paulus miskien vir julle gekruisig? Is julle in die naam van Paulus gedoop? Ek dank God dat ek niemand van julle gedoop het nie, behalwe Christus en Gaius, sodat niemand kan sê dat ek in my naam gedoop het nie. Ek het ook nog die huisgesin van Stefanus gedoop, verder weet ek nie vir iemand anders te gedoop het nie. Tot want ons lees, vers 17. Want Christus het my nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig, nie met wysheid van woorde nie, sodat die kruis van Christus nie verijdel mag word. So, die kruis van die storie, sonder dat jy is die vers aan my kop, is Christus verdeel. En die antwoord is, nee. Christus is nie verdeel. En as alles wat onderstel is om hom te gaan, dan wat is die klop met verdeeldheid? Dis wat onderstel om oor Christus te gaan om verdeel is, dis nie van onderstel om te gaan oor die mense wat oor hom praat, of oor hom vertel. Maar hier is die klop nie. Christus is die eerste, of sê Paulus, dis hy wat in die kruis gesterf het, sê Paulus, dis nie Paulus nie, dit is nie Cephas nie, dis nie Kornei nie, en dis in die naam van Jesus wat gedoop word, dis nie die naam van Apollos of die naam van Kornei wat gedoop word. So die middelpunt van die gemeente en alles wat daarin aangaan, behoort Christus te wees. Dit is waar aan ons redding aanbele, is aan dat Christus die middelpunt is, en dat hy wat gekruisig is, en dat ons erken dit elke keer as ons maar doop. Dit is wat gebeur daarso. En as daai middelpunt bly van die boodskap wat ons dra, en van wat in die gemeente aan die gang is, dan gaan daar eenheid wees, gaan daar nie verdeeldheid wees nie. Om dan die mense te begin kyk wat die boodskap bring, of wat iets doen, en jy oor aftal van God af, dit is noodwendig dat dit verkeerd word. Kan jy anders doen? Kyk, vers 17 is. Ja, geval, ons gaan onder vers 8. Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God, want daar is geskrywe, ek sal die wysheid van die wyse mense vernietig en die verstand van die verstandige mense tot niet maak. Waar bly die wyse? Waar by die skrifgeleerde? Waar die hele klooster van hierdie eeu? Het God nie die wysheid van hierdie wêreld dwaas gemaak nie? Want aangesien in die wysheid van God die wêreld deur die wysheid God nie geken het nie, het dit God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo te red. Want die Jode vra 'n teken en die Grieke soek wysheid, maar ons verkondig Christus wat gekruisig is, struikelblok vir die Jode, dwaasheid vir die Grieke, maar vir die wat geroepe is, Jode sowel as Grieke, Christus, die krag van God en die wysheid van God.
Want wat dwaas is by God is wyser as die mense. En wat swak is by God is sterker as die mense. Want let op julle roeping, broeders. Julle is nie baie wys na die vlees nie. Nie baie magtig is nie baie edel is nie. Maar as krag en bunch wat daar weet gehad het. Maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam. En wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is te beskaam. En wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies en wat niks is nie, om wat iets is tot niet te maak. Sodat geen vlees voor hom sou roep nie. Maar deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het, wysheid uit God, en geregtigheid, en heiligmaking, en verlossing. Daarom, soos geskrywe is, die wat roem, moet in die Here roep. So dit praat hier van wysheid. En Paulus sê, die menslike wysheid, ons vermoë om te verstaan wat hier in die gang is uitgewys as dwaasheid deur die kruisigingsgebeure. Dis wat hy sê. En God gebruik dit wat dwaas lyk uit 'n menslike oogpunt om die grootste ingryping in die mensgeskiedenis te bewerkstellig. Want die wysheid van God is Christus. Volgens Joodse tradisie is wonders en tekens deel van die bewys van dat God is wat werk. En dit is 'n teken van autoriteit. As jy dink in die Ou Testament, elke keer as God vir iemand stuur om te sê, gaan doen hierdie in my naam, dan sê hy, doen hierdie wonderwerk, dat hulle kan sien as ek met jou stuur. Dis hoe dit lyk. So, en nou kom jy ook nog hulle sê, kyk na Christus en hulle sê, dit kan nie God wees nie. Want God self sê dan, hy wat aan die kruis hang, is vervloek. Waar staan? Deuteronomium. Want een wat opgehaal word, is deur God vervloek. So hulle kyk en dan sê, dis dwaas, dit kan nie Christus wees nie. Die Griekse tradisie het gesê, gode is ver bo die limite van mense. So hulle kyk na Christus en sê, onmoontlik kan dit nie God wees nie, want God sou nie so behandel het asof hy 'n krimineel is nie. Kan nie wees nie. Dit is vir hulle dwaasheid. Die Paulus sê so, die een wat kyk en hulle soek dit, en die ander wat kyk en hulle soek dit, en God vat hierdie wat lyk soos dwaasheid. En dan gebruik hy nog prediking wat ook nog 'n dwaasheid ding is. Hier staan ons mense gegil hulle dood, ons wil net by mekaar kom, en een staan voor hom in sy storie. God gebruik daai ding met die mense. Dis die wysheid. Maar wat het al hierdie storie uitkom aan die eenheid? Daar's vers 29 die 31 ons gelees het. Sodat geen vlees voor hom sou roep nie, maar deur hom is julle in Christus Jesus wat ons geword het, wysheid uit God, en geregtigheid, en heiligmaking, en verlossing. Daarom, soos geskrywe is, die wat roem, moet in hom roep. Ons dink ons is so slim. Ons is nie. Kruis van God wys dit uit. God wys sy goddelikheid en sy glorie en sy eer in hierdie hele kruisgebeurtenis. Alles draai om hom. En God sê hy deel sy eer met niemand. Daar is Jesaja 48 verstel. Om my ontwil sal ek dit doen, want ag, hoe is my naam ontheilig? Ek sal my eer aan geen ander gee. God is nog wel eens met sy eie eer, en dit met niemand. En ons dink ons het die wysheid en al die goede, en God sê, dis dwaasheid. En ons kan dit sien, soos die gees van God ons sê, van hierdie kant gaan ons sien. Maar alles draai om Christus. Hy is ons wysheid. Hy het vir ons geword, wysheid. Hy is ons geregtigheid, hy is ons heiligmaking en ons verlossing. En daarom sê dit, almal wat roem, moet in hom roem. En hier is die ding van hulle by eenheid kom. As almal in die gemeente se roem gaan oor die roem van Christus, dan gaan hy eenheid wees. Dan gaan die feit dat sy slimmer as ek is nie 'n probleem is nie, die feit dat Peter slimmer as ek is nie 'n probleem is nie, die feit dat enige van hulle slimmer as ek is nie 'n probleem is nie. Want dit gaan nie oor wie slim en wie dom is nie. Almal is stupid, volgens die kruisgebeurtenisse. Want ons is besig met ons eie goedjies hierso. En ons kan deur die Gees sien die wysheid van God. Ons sien dit daar. En as almal saamtrek in die rigting van die roem van God, dan gaan hy eenheid wees. Paulus sê ook so net dat die wysheid met God bedek gehou, sodat Christus gekruisig kon word. Maar toe dat die wysheid ontbloot, en die wysheid is Christus.
Die mense wat God se gees nie het, kan dit net nie raak nie. Dit is waar ons nou gaan kom, by hoofstuk 2. Ja. En toe ek by julle gekom het, broeders, het ek nie aan julle die getuienis van God om verkondig met voortreffelikheid van woorde of wysheid nie. Want ek het my voorgedien om niks anders onder julle te weet nie as Jesus Christus en hom as gekruisigde. Ek was ook by julle in swakheid en in vrees en in veel bewering. En my rede en my prediking was nie in oorredende woorde van menslike wysheid nie, maar in die betoning van gees en krag, sodat julle geloof nie in wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God. Tog spreek ons wysheid onder die volwassenes, maar 'n wysheid nie van hierdie wêreld nie, of van hierdie wêreld se heersers wat vergaan nie, maar ons spreek die wysheid van God. Is julle nog daar? Nee. Julle moet sê skuld, ek weet nie. So kom ek so bid nie. Nee, nee, dit nie. Wysheid. Vers 6. En tog spreek ons wysheid onder die volwassenes, maar 'n wysheid nie van hierdie wêreld of van hierdie wêreld se heersers wat vergaan nie, maar ons spreek die wysheid van God wat bestaan in verborgenheid, wat bedek was en wat God van ewigheid af voorbeskik het tot ons heerlikheid. Want niemand van die heersers van hierdie wêreld, wat niemand van die heersers van hierdie wêreld geken het nie. Want as hulle dit geken het, sou hulle die Here van die heerlikheid nie gekruisig het nie. Dit is weggesteek sodat alles kon vervul word. Maar ons geskrywe is wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat hom liefhet. Maar God het dit aan ons deur sy gees geopenbaar, want die gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Want wie van die mense weet wat in die hart van 'n mens is, behalwe die gees van die mens wat in hom is? So weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die gees van God. Ons het ewenwel nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons met genade geskenk het. Daarvan spreek ons ook, nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie, maar met die wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike vergelyk. Maar die natuurlike mens neem dinge van die gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid. En hy kan nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Maar die geestelike mens beoordeel wel alle dinge, self egter word hy deur niemand beoordeel nie. Want wie die sin van die Here geken, dat hy ons sou onderrig. Maar ons het die sin van Christus. Kern lê vir my so, vers 16, ons het die sin van Christus. Anders gestel, ons het die verstand van Christus. Dit is nie sy verstand dat hy gelos het van ons nie. Engelse praat van the mind of Christ. Dit is die vermoë om te dink soos wat Christus dink. Ons het die sin van Christus. Dis 'n amazing ding oor te dink. Ons het die vermoë om te kan dink soos wat Jesus gedink het. En Paulus sê, God het sy wysheid weggesteek, toe word hy gekruisig, en die openbaar van sy wysheid dan in die laaste tyd van sy gees in Jesus Christus in die mense. En dit lyk vir mense baie stupid, en party kan tot 18 raak sien. Kan hy doen nie, maar die gees nodig om dit te sien. Hoe kan dit nou by vers 4 ons? Ja, dat is verkeerd, dat is verkeerd. Met vers 4 ons is nou. Ja. Vers 4 en vers 5 sê vir my, dis baie belangrik dat jou geloof nie net 'n saak van wysheid of godkennis is nie, maar dat jou geloof ook 'n saak van gees en van krag is. En saam met die vers 16 rondgedeeld is, met vers 12 tot 16 rond, daar maak die prentjie vir sin. Die geestelike mens, want daar is ek sê, die prentjie voor. Sugikos, jy kan sommer daai naam sien. Dit is 'n mens wat net op die natuurlike is. Hy werk in sy psyche, in sy siekheid. Hy dink, hy redeneer, al die menslike slimme, dis waar hy mens werk, dis die natuurlike mens. En daar's nie gees betrokke daar. Dit in teenstelling noem Paulus pneumatikos.
Pneuma's gees. Dit is iemand wat die gees van God het en wat in ooreenstemming met God se gees lewe. Dis die twee wat hy so van praat, die natuurlike mens en die geestelike mens. Nou wat het gemaak dat die skrifgeleerdes Jesus nie kon raak sien, julle? Hier is dit mense wat die kennis wat ons nodig het. Ons het kennis nodig. Frons van die kennis is, hulle ken al die goed verskriklik goed. Hulle is even aan die uitkyk vir die Messias wat hy. Hulle soek. Hulle wonder wat kom hy. En hier kom Jesus en hulle sien hom nie. Hoe gebeur dit? Daar was nie gees nie, daar was nie krag nie. Dis hoekom Jesus vir ons sê, julle doen nie goed, julle praat julle lippies praat oor God, julle harte is ver van my. Daar was nie gees nie, daar was nie krag nie, daar was nie 'n geestelike koneksie met God gewees nie. En vers 13, vers 14 sê jy, 'n gees nodig om te kan beoordeel geestelike goede. Jy moet dit met God se gees kan doen. Een van die dinge wat my opgered het as 'n jong Christen, wat ek jong in my huwelik was, toe hy het tot bekering om wat gebeur het in die begin van ons verhouding. Toe sê ek van vriende wat klomp slim Piete is, docente en intellektuele diep van diens. En hulle het met my Christenskap geproef. En ek het nie vir hulle antwoord nie. En hulle vraag so met vraag nie, verstaan jy soos, maar as God sê, hy is liefde, hoe doen dit nie? Eenvoudige goed is nie. Diep stories. En ek gaan maar in my pastoor op ons gehad op die stadium in 'n baptiste kerk in Johannesburg. En hy was 'n ouerige man gewees en ek het net altyd gevoel hy het my 'n berg kennis en 'n berg ondervinding en ek sweer daar's nie 'n boek in die wêreld wat hy nie gelees het nie. En hy sê vir my, jy is besig om jouself moeg te maak en iets wat jy niks aan kan doen nie. Want you work from revelation, they work from speculation, and there's no common ground. En dis hoekom die Bybel sê ons stryd nie eers oor die goed. Dis is pointless. Want jy het die gees nodig om geestelike goed te beoordeel. So jy probeer 'n van geestelike goed te verduidelik, jy het die gees, jy kan dit sien. Hy het nie die gees nie, dis stupidheid vir ons in die Bybel. Daar is nie common ground nie. So dis Paulus sê so, jy het kennis nodig, definitief. Ek is alles vir kennis. Maar jy het ook gees nodig. En jy het krag nodig. Mense kan nie hulle geloof vasmaak aan God net met kennis nie. Hoe help hierdie goede weer ons met die storie van eerlik waar ons van die praat is? Ons moet oefen godsdiens vanuit kennis, maar ons moet ook oefen vanuit krag en vanuit gees. En dit stel ons in staat om alles geestelik te oordeel. Nou kan sê die wysheid van God raak sien, nie net in Jesus nie, maar in al die waarheid wat die Bybel sê, God lei ons deur sy gees in alle waarheid. Dan kan ons dit goed raak sien. En as ons almal saam dink soos Christus, dan is daar eenheid. Dis hoekom maar in die vers is. Julle het die sin van Christus, julle het die vermoë om soos hy te dink. Dis hoe die eenheid gebeur. Ons maak vordering, hè? Ek gaan dit vir baie eenvoudig. Hoofstuk 3. En ek broeders kon met julle nie spreek soos met geestelike mense nie, maar soos met vleeslike, soos met klein kindertjies in Christus. Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste spys nie, want julle was nog nie daartoe in staat nie, en julle is nou nog nie daartoe in staat nie, omdat julle nog vleeslik is. Want aangesien daar onder die julle jaloersheid en twis en tweedruk is julle nie vleeslik nie, en wandel julle nie na die mens nie. Want as die een sê, ek is van Paulus en die ander een, ek is van Apollos, is julle nie vleeslik nie. Wie is Paulus dan en wie is Apollos anders as dienaars, deur wie julle geloof geword het, en dit soos die Here aan elkeen gegee het. Ek het geplant, Apollos het nat gemaak, maar God het laat groei. So is dan hy wat plant, of hy wat nat maak niks nie, maar God wat laat groei. Maar hy wat plant, en hy wat nat maak, is een. Maar elkeen sal sy eie loon volgens sy eie arbeid ontvang. Want ons is medewerkers van God. Die akker van God, die gebou van God is julle. Okay. Paulus nou weer terug in die storie van, hier sit julle nou manne, en ons het gestryd, en daar kom nou verdeeld, wie is die oulikste? Is Raymond Paulie, of Joseph Prince, John Piper, of Cornette Hansrijk, die oulikste.
Ek gaan die retoriese vraag uit. En hy sê, as julle nog oor hierdie goede sit en worry, dan is julle vleeslik, julle is kinderagtig en julle geloof. Want sê hy, Raymond Collier, Joseph Prince en John Piper en Cornell, dan is allemaal dienaars. Dis heel voorgekom. Ons vertel die storie. Die een fokus miskien meer op genade, die een fokus miskien meer op die werk wat saam met die genade kom. Die een soek fireworks van geestelike goed en die ander is baie versigtige fireworks van geestelike goed. Dis hoe dit alles lyk, sê hy. Dis verskillende mense met verskillende maniere wat dit doen. En wat elkeen doen is nie so belangrik nie, want almal van ons is dienaars. Die fokus is Christus en weet eers, as Christus die fokus is, hoe is dat dan verdeeldheid? Kan nie werk nie, pas nie. Kan nie verdeeldheid wees as Christus die fokus is nie. So die een plant, een gooi kompos, een trek bossies uit. Dit maak nie verskil nie, hoekom nie? Want dis net God wat dit laat groei. En dis die belangrike gedeelte. Ons kan bossies trek en maar nat gooi, die bessies bewe, as God nie die groei bring nie, gaan nie groei wees nie. Vers 9 tot 23. Want ons is medewerkers van God. Die akker van God, die gebou van God is julle. Volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos 'n bekwame boumeester die fondament gelê en 'n ander bou daarop. Maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou. Want niemand kan 'n ander fondament lê as wat daar gelê is. Dit is Jesus Christus. En as iemand op die fondament bou, goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels, elkeen se werk sal in die lig kom, want die dag sal dit uitwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word, en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoe danig dit is. As iemand se werk bly staan, wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang. As iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly, alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen. Weet julle nie dat julle 'n tempel van God is, en dat die Gees van God in julle woon nie? As iemand die tempel van God sken, sal God hom sken, want die tempel van God is heilig, en dit is julle. Laat niemand homself mislei nie. As iemand meen dat hy wys is onder julle in hierdie wêreld, laat hom dwaas word, sodat hy wys kan word. Want die wysheid van hierdie wêreld is dwaasheid by God. Want daar is geskrywe, hy wat die wyse mense in hulle listigheid vang. En verder, die Here ken die gedagtes van die wyse mense, dat dit nie is. Laat niemand dan op mense roem nie, want alles behoort aan julle, of dit Paulus is, of Apollos, of Cephas, of die wêreld, of lewe, of dood, of teenswoordige, of toekomstige dinge, alles behoort aan julle, maar julle behoort aan Christus, en Christus aan God. So Paulus skets nog 'n prentjie so van die gebou van God, en hy sê, almal van ons bou verskillend, en anders en jy moet oppas hoe jy bou, en dan denk jy van die toetspoor. Maar hy is die belangrike gedeelte van die gebou. Hy sê, daar is net een fondament. Mense kan verskillend bou, jy moet 'n klomp plak daar bou, maar daar is net een fondament, julle, en dis die belangrike gedeelte. So die fondament is Christus. So, weer op die eenheid ding. Ons staan en kyk na 'n klomp geestelike leiers of predikers wat almal ken. En ons kyk na hulle werk en ons dink, hier is hierdie ou bou doen great goed. En hierdie ou bou strooi, want ons maklik om te sny praat strooi. En dis dit maar, en almal van ons kan aan 'n werk mense so dink, as ek dink aan 'n klomp mense dink ek weet nie wat nie. Maar jy sien dan, hulle bou op die regte fondament. As hy nie op die regte fondament bou nie, geen twyfel nie. As hy op die regte fondament bou, en hy like die Here, en hy bou sy dingetjie, en hy praat strooi, sê die Bybel, gaan hy gered word. Hy is nog gered nie. Hy doen sy jobbietjie dingetjie, hy bou dit met goede wat gaan verbrand. Dit is goed, dat die ewigheidswaarde, dit is nie goed dat die toets gaan deurstaan as Christus terugkom nie. God sal elkeen beoordeel sê, dis nie ons job nie, en hy sal beoordeel hoe elkeen gebou het, en die vuurtjie van die goedjies toets. En dis die ding, dit gaan nie oor een van die ons bou se eer nie. Dit gaan oor die eer van God, en die terug die prentjie van die gegroeidheid, dis net God wat dit mag groei. Ons bou, so die missie wil, die een uitspuit en kunsmis, maar ek seker nog van die al plante geplant en goed groei nie. Jy kan nie maak groei nie, jy kan komposies in water en as hy plant nie groei nie. En as God wil die groei gee. Die eer gaan nie oor die ons wat bou nie, die eer gaan oor God.
wie se gebou is. Daar kan eenheid wees ten spyte van die feit dat ons na mense kyk wat leiers is en sê, die ou bou strooi. Dis dalk nie waarheid. God gaan oordeel eendag. Maar dis nie ons job om te soek. Ten spyte van die feit dat ons kan goed sien, sê Paulus, daar behoort nog steeds eenheid te wees. Want die fundament is Christus. En dit gaan oor hom wat die goed laat groei. Dit gaan nie oor die res nie. Hoofstuk 4, laaste een. So moet ons dan beskou word as dienaars van Christus en bedienaars van die verborgenhede van God. En verder word van die bedienaars vereis dat hulle getrou bevind moet word. Maar vir my beteken dit baie min of ek deur julle of deur 'n menslike regbank beoordeel word. Ja, ek beoordeel nie eers myself nie. Want ek is my van geen ding bewus nie. Daardeur is ek egter nie geregverdig nie, maar hy wat my beoordeel is die Here. Daarom moet julle nie voor die tyd oordeel, voordat die Here kom nie, wat die verborgde dinge van die duisternis in die lig sal bring, en die bedoelinge van die harte openbaar sal maak. En dan sal elkeen lof van God ontvang. So Paulus herinner net aan die kruks van die saak, hy sê, jy kan nie na dienaars kyk as hulle God is nie. Jy kan nie net op die troon begin sit in hierdie uitkleding, Hulle is slegs dienaars, hulle is menslik, hulle maak foute en God gaan hulle almal die nag torch bring en kyk wie se werk staan. En sê moenie jy doen voor God terugkom. Dis nie jou job nie. Jy moet kyk van op wat se fundament gebou word. So wees jy vind nie alles op wat hulle vir jou gee nie. Dit is nie daai ding nie. God sê, beoordeel ons wat hulle vir jou sê. Hy sê elke bedienaar is veronderstel om getrou te wees. En Paulus sê hy stel homself baie minder wat mense van hom sê en dink. Hoor nie eers te veel homself, beoordeel homself nie eers te veel nie. Want sy aanstelling met die boodskap van God sê is soos een, is nie soos een wat in beheer is soos wat 'n meester in beheer is nie. Sy aanstelling is soos een wat verantwoordelik is teenoor die meester. Dis sy aanstelling met die waarheid van God. Vers 6. Hierdie dinge, broers, het ek op myself en Apollos toegepas om julle ontwil, dat julle aan ons kan leer om nie te dink bo wat geskrywe is nie, sodat julle nie die een ter wille van die ander opgeblaas sou wees teen 'n derde nie. Want wie trek jou voor? En wat het jy wat jy ontvang het nie? En as jy dit dan ontvang het, waarom roem jy asof jy dit nie ontvang het nie? Alreeds is julle versadig, alreeds het julle ryk geword, sonder ons het julle geheers. Het julle tog maar geheers, sodat ons saam met julle kan heers. Maar nee, want dit lyk vir my, dat God ons apostels die laaste plek aangewys het, as tot die dood veroordeel. Want ons het 'n skouspel geword vir die wêreld, vir die engele sowel as vir die mense. Ons is dwaas ter wille van Christus, maar julle is verstandig van Christus. Ons is swak, maar julle is sterk. Julle is in aansien, maar ons is in onteer. Tot op hierdie uur bly ons honger en dors, ons is naak en word geslaan, en swerwe ons rond, en soog ons deur met ons eie hande te werk, word ons uitgeskel, ons seën, word ons vervolg, ons verdra dit, word ons belaster, ons troos. Soos uitvaagsels van die wêreld het ons geword, die afskraapsel van almal tot nou toe. Ek skryf hierdie dinge, nie om julle te beskaam nie, maar ek vermaan julle, as my geliefde kinders, want al sou julle 10.000 tugmeesters in Christus hê, dan het julle tog nie baie vaders nie, want in Christus Jesus het ek julle vader geword deur die evangelie. Ek vermaan julle dan, word my navolgers. Daarom het ek Timoteus, wat my geliefde en getroue seun in die Here is, na julle gestuur. Hy sal julle herinner aan my handelswyse in Christus, soos ek oral in elke gemeente leer. Maar sommige het opgeblaas geword, asof ek nie na julle sou kom nie. Toch sal ek gou na julle kom as die Here wil, en dan sal ek te wete kom, nie die woorde van die wat opgeblaas is nie, maar hulle krag. Want die koninkryk van God bestaan nie in woorde nie, maar in krag. Wat wil julle hê? Moet ek met die roede na julle toe kom, of met liefde en in die gees van sagmoedigheid?
een van my gunsteling stukkies. Omdat mense sê baie sarkasme word nie by Christus sê, maar Paulus was sarkasties. As ek dit my verskoning. Maar elkeen van ons sê hy het spesifieke gawes gekry en karaktereienskappe wat ook ons met jou spesiaal as 'n mens maak. Party mense is baie mooi nederig, party is sagmoedig en behulpsaam, ander mense kan goed preek en mense goed te leer. Wat ek dit is sê wat jy gekry dat jy so 'n troepertjie maak. En jy gekry is geskenk, dis 'n gawe van God gewees. Jy kan nie daar gestaan en breek as dit jou eie skuld is nie. So Paulus sê alles wat jy het is 'n gawe en selfs jou redding het jy geweet is 'n gawe. Jy het nie God gaan soek nie. Jy was 'n hooligan gewees, hy het jou kom soek. Want uit genade is jy gered deur die geloof en dit nie uit jouself nie. Dis 'n gawe van God. Jy kan gesê ek het eendag Here besoek, hy het jou kom soek. So Paulus gebruik sy stukkie sarkasme en eintlik wat hy van die hele ding sê is, julle is nog vleeslik, julle is krankagtig in julle geloof, eintlik behoort julle my te volg, wat Paulus is. En eintlik sê Paulus, Frank, volg hierdie ding, doen hierdie, vers 11 tot 13, dan sê hy, sê, tot op hierdie uur lei ons honger en ons is dors, ons is na word geslaan, ons swyl rond, ons soeg deur ons eie hande, ons word uitgeskel, en dan sien ons mense, ons word vervolg, want vat ons ook maar net, ons word mense sê, swak goed, ons troos hulle by dien. Dis wat hy sê, wat ek doen, en ten spyte daarvan, dat die leiers nie, die punt is van die storie, hy sê nog steeds, jy moet getrou wees, en jy moet so lei, dat die mense jou moet volg. Dis wat Paulus sê, volg my. Ek gaan Frankie Timotheus stuur, dat hy net weer kan herinner hoe ek lewe, so dat jy dit kan doen, en daar sal dit doen, dis, jy volg nie goed. Ook dit sommer net vervolging julle in verskeie vorme is deel van 'n Christelike realiteit. Jesus het gesê, nou is Johannes 15, onthou die woord wat ek vir julle gesê, 'n diensknegt is nie groter as 'n Heer nie. As hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. Dis hoe dit gaan gaan. Daar's nie iets verkeerd met jou Christendom as jy vervolging ervaar nie, dis iets regs. Al wat hy net sê, wat die Bybel ons sê, is die ding van vervolging, hou in gedagte. Wie is ons geskei van die liefde van Christus? Vervolging of benoudheid? Verdrukking, honger, naaktheid, gevaar, swaard. Soos geskrywe is, om uw wil word ons die hele dag gedood, ons is gered as slagskape, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars. Dis wie jy die gees om te verstaan wat die waarheid is. Want anders dink ek so stupid. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur om ons lief te hê. So dis feit, as jy die ten tye van die verdrukking, nou weer gedag. Jy moet dit beskikbaar hê. Geen versoeking met julle aangegryp behalwe in menslike nie, maar God is getrou wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word. Maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan verdra. God sê, daar kan iets op jou gedank word dat jy dit kan hanteer. Ek weet jy kan. En weet jy, die gees van God nodig om daarin nog een stuk te uithaal. En dan kan ek weer nie. Ek weet, gaan ek nie skuld dat jy nie kan nie. Hoe is daar eenheid in die gemeente? As elkeen onthou dat dit wat jy gekry is 'n gawe van God. Jy het nie 'n troep om dit te kry nie. Jy kan dit help nie, voordat jy gesond en goed is. En elkeen se gawe so bestuur, as jy weet dat iemand van God jou beoordeel, want hy gaan vir jou 'n plan nie kom aan kyk wat staan nie. Engelse gesegde is, live for the audience of one. So die gekry se gawe is almal daar in besef, dan dien almal asof hulle nie die swak is nie. En as jy dit in die gemeente. So weer hele storie te land van vandag julle. Paulus sê daar's 'n probleem in die gemeentetjie van verdeeldheid. Hy spreek dit uit 'n paar verskillende punte uit of oogpunte uit. Maar dit eindig basies op hierdie storie. As mense begin kyk na mense in plaas van na God, as dit nie mense begin kyk hoe die lyk is dit of hoe hierdie ou is dan baie mas en ons kyk rond en vertel hierdie klop. Ons dink ons is die spakies oor ons is slim. Ons dink ons is die spakies oor wat ons gekry het. Dat nie 'n skuld is nie. Dan skryf die fokus van God af na mense en dat maklik is. Dit net Paulus sê.
Daar is slegs een ding vir oor, naamlik Christus. En lewe sodat hy die eer kry. En dan is daar eenheid. En eenheid is tot almal se voordeel. Dit is tot jou voordeel, dit is tot God se verheerliking. En die gemeente kry voordeel. En dis waar die gawes funksioneer wat in besluit kom. En 'n paar ander dinge. Dit is die storie van vandag, ons wat dit gaan. Here, dankie vir die woord wat ons basis is en vasstaan. En ons, as ons hoop die mense hier mekaar, wil graag hê, Here, deel van my en daar is hart vir die gemeente van die begin af was. Dat die gemeenskap sal wees van mense wat ten spyte van ons menslikheid en ons verskille en alle dinge mal is vir mekaar. En dat die eenheid sal wees, want U het ook gesê, dis hoe mense sal weet dat daar God is en dat hy gestuur is. Die reële eenheid. En ek wil vanoggend bid vir elke mens dat U Gees met ons harte sal werk oor waar ons in hierdie prentjie staan. Dalk met oordeel oor ander mense, dalk met ons trots ongehoord aan onsself en ons eie iets wat ons kan doen wat ons spesiaal maak. Ek bid Here dat U ons oë sal trek heeltyd na die glorie van Christus. En dat ons so sal lewe dat mense die glorie van Christus sal raak sien. Al moet ons so sê, kyk na my, doen soos ek doen. En vir al daai dat die Here help ons. En ek dink dat ons nie eens vir die wêreld en myself vir ons kinders, of ons kinders kan sê, dit wat jy my sien doen, kan jy doen. Ons so sal lewe dat ons werk enig sal kan stand hou as die vuur by ons. En dat ons die vrug daarvan sal hê, en mense sal met ons. Ons is afhanklik van die Gees. En ons kan nie nie, ons kan nie Here, ons wil nie. Ons wil rus in U en in die genade en in U liefde. En ons sal saam met U werk en ek vra dat U sal kom hierdie Gees en elkeen van ons sal ons weer oprig of sterk maak om saam met hierdie pad te loop. Gelei te word in step te lewe met U Gees. En dankie dat eenheid daarvan of eenheid tussen ons mense maar net die teken van sal wees. Maar die glorie kom uit die Here. Amen.